Kom ons lees Efesiërs 3 en ons gaan die eerste 13 verse vanaand saam lees en dan dit ook behandel. Efesiërs 3 vers 1 tot en met vers 13. Dit klink so mooi as die bladsye van die Bybel so ritsel. Dit klink vir my ons het almal ons plek gekry. Ons lees saam vers 1 van Efesiërs 3. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is, soos dit nou aan sy heilige apostels en die profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, dat die heidene mede-erfgename en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie is, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was, in God, wat alles geskaap het, deur Christus Jesus, sodat nou, deur die gemeente, aan die owerhede en magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme, wat hy opgevat het in Christus Jesus, ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Tot daar lees ons saam. Baie interessant as 'n mens hierdie perikoop lees, dat jy daar in vers 1 sien, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. En dan die laaste versie, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie, dit is julle eer. So hy begin en eindig dan eintlik hierdie gedeelte met sy gevangenskap ter wille daarvan dat hy die evangelie aan die heidene verkondig het. Nou, ek dink die sleutelgedagte is daar in vers 4, waar daar staan, waardeur as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. En ek wil graag dan vanaand onder die tema met u praat, die verborgenheid van Christus en sy kerk. Dis waaroor dit hier gaan. Nou, daar is baie dinge in die Bybel wat vir eeue lank verborge was. Met ander woorde, mens kan amper sê met 'n sluier toegemaak. Dit was ons, die mens, nie beskore om kennis daarvan te hê, om die verborgenheid, dit wat versteek was, dit wat weggesteek was, daarvan te ken nie. Maar telkens wanneer die Here in sy woord kom en hy kom openbaar 'n verborgenheid, hy kom lig die sluier op, sodat ons die diepe betekenis daarvan kan verstaan en kan insien en kan waardeer en dit deel van ons lewens kan word, dan is dit absoluut so wonderlik. Ja, dit verander uiteindelik alles. Efesiërs 3 wys dan vir ons een van daardie groot verborgenhede, naamlik dat God 'n nuwe familie geskep het.
En die naam van daardie familie is die kerk van Jesus Christus. Nou wonder ek of u al gehoor het, daar's baie mense wat argumenteer, hulle hou niks van die woord kerk nie. Hulle sê nie, ons moet glad nie daai woord gebruik nie, want daai woord kom glad nie in die Bybel voor nie. Het u al die argument gehoor? Is daar van u wat al die argument gehoor het, dat mense sê, nee, ons moet glad nie verwys na die woord kerk nie, want dit kom hoegenaamd nie in die Bybel voor nie. Ek het vir u wonderlike nuus. Die Griekse woord kuriakos beteken dit wat aan God behoort. Kurios is Here, kuriakos, dit wat aan die Here behoort. En die woordjie, die Afrikaanse woordjie kerk, die Engelse woordjie church, kom van daardie woord kuriakos af. Dit wat aan God behoort. Die dag van die Here, die Sondag, wat ek vir jou op 'n stadium ook al gesê het, in Griekeland, is dit tot vandag toe 'n Sondag, kuriakos, wat aan die Here behoort, die dag wat aan die Here behoort. Vandag is die Here se dag, dis die opstandingsdag van Christus. Dis die dag waarop die apostels begin aanbid het en die vroeë kerk saam aanbid het en waar hulle offergawes opgeneem het en al die dinge gedoen het. So die woordjie kerk is verseker 'n Bybelse begrip. Dit is afgelei van daardie woord, dit wat aan die Here behoort. Die kerk is Christus se eiendom, wat hy met sy kosbare bloed gekoop het, wat aan hom behoort, wat sy liggaam is, waarvan hy die hoof is, wat sy bruid is, en daar is soveel pragtige metafore. En as ons dink aan die kerk, dan is dit 'n nuwe familie, dis 'n nuwe liggaam wat God geskep het, waarin daar nie meer onderskeid gemaak word tussen Jood en heiden nie. Almal wat weergebore word deur die Heilige Gees in die kerk van Christus ingedoop. Dis 'n onsigbare doop wat plaasvind. Dis nie 'n waterdoop. Dit is 'n vereenselwiging waar die Heilige Gees kom, waar daar 'n kerk van Christus is wat bestaan uit weergebore mense. Dan vind jou hart onmiddellik met daardie broers en susters in Christus aanklank. Al praat ons verskillende aardse tale, praat ons presies dieselfde hemelse taal. Maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. Maak nie saak uit watter bevolkingsgroep hulle mag wees nie. Die kerk van Christus is hierdie wonderlike familie wat Christus byeengebring het deur sy kosbare bloed en in wie se harte en lewens hy die werk van wedergeboorte gedoen het. Dis wat is die woord wat ek nou soek? Dis die vereiste om aan die ware kerk van Christus te behoort. Handelinge 2 vers 47 sê, en die Here het daagliks by die kerk, die onsigbare kerk, die gemeente, die eklesia, gevoeg wie? Die wat gered is. Die wat weergebore is. En dit is die verborgenheid waaroor Paulus dan in hierdie gedeelte vanaand met ons wil kom praat. Onthou u nog Handelinge 22? Paulus se verdediging voor die volk, hy is nou gevange geneem en hier staan die volk en hulle, die stoom kom by hulle ore uit, so kwaad is hulle vir Paulus, hulle is woedend vir hom, hulle wil hom om die lewe bring, as die Romeinse soldate nie om daar weggeruk het uit hulle teenwoordigheid uit nie, dan glo ek sou hulle hom daar om die lewe gebring het. Maar nou staan hy voor die volk en hy lewer 'n verdediging. En hy sê vir hulle, ek is 'n Jood, net soos julle. Hy sê, ek is opgevoed aan die voete van Gamaliel. Nou, Gamaliel was een van die mees prominente rabbies, eintlik opvoeder van fariseërs, wat in daardie tyd bestaan het. Hy was 'n hoog aangeskrewe persoon. As jy kon sê, jy het aan die voete van Gamaliel
onderrig ontvang, dan het almal gesidder en gebeef, want dan het hulle geweet, jy het baie goeie en deeglike teologiese onderrig het jy ontvang. Hy sê hy is streng opgevoed, volgens die voorvaderlike wette. Dis alles Handelinge 22. Hy sê ek was 'n ywerraar voor God, soos julle almal hier vandag. Ek was net soos julle. Ek het my ook beywer vir die saak van die Here, soos ek geglo het dit werk. Hy vertel aan die volk dat hy Christene tot die dood toe vervolg het en dat hy ook sy goedkeuring gegee het vir die steniging van Stefanus. Hy sê, maar toe was ek een dag op pad na Damaskus. En daar het ek die Messias, Jesus die Christus, persoonlik ontmoet. En daar het my hele lewe verander. Ek is kragtadig gered. Dis nou my eie parafrase van Handelinge 22, wat Paulus met die volk deel. En tot daar het hulle na hom geluister. Maar toe kom hy in vers 21 en hy sê, en hy, Jesus, het vir my gesê, gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die heidene. En dan sê vers 22, tot by hierdie woord het hulle na hom geluister. Maar toe verhef hulle stem en sê, weg van die aarde met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie. Kan jy sien die haat? Ja, miskien ook nie so seer, maar dit ook, 'n haat wat daar by die Jode was, vir die heidene aan die een kant, maar aan die ander kant die eksklusivisme wat daar by hulle was, dat hulle God vir hulle self toegeëien het. En dat hulle gesê het, net ons kan die God van die Bybel ken. Die oomblik toe Paulus vir hulle sê, dat Jesus hom ver weggestuur het na die heidene, toe is dit verby. Toe wil hulle nie verder luister nie, toe wil hulle hom om die lewe bring. Verstaan u nou, waarom begin hy hoofstuk 3 met die woorde, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle. Dit bring dit eintlik, dit verhelder dit maak dat 'n mens begryp, waarom sit hy in die gevangenis in Rome. In die raamwerk van die Joodse volk was daar geen moontlikheid dat God die heidene kon insluit as 'n gesamentlike liggaam, waar dit een familie word, waar daar nie meer Jood of heiden is nie. Kyk, die Jode het nog gesê, as iemand hom tot die Joodse godsdiens wou bekeer, aan die ander woorde 'n Joodse proseliet word, dan was daar sekere stappe waardeur hy moes gaan, die besnydenis en allerlei dinge, en dan sou hulle hom aanvaar as 'n Joodse proseliet, maar nooit as 'n Jood nie. So, daarom wat Paulus dan hier sê, hy is die gevangene van Christus vir hulle wat heidene is. Vers 2 sê hierdie woorde, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle. Nou daai voorsetsel kan ook vertaal word, aangesien julle gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle. So kan jy sien, Paulus het hierdie besonderse band met die gemeente in Efese, heidene wat tot bekering gekom het. Hy het 'n liefde vir hierdie mense. Toe hy op pad was Jerusalem, toe voor Handelinge 22, daar in Handelinge 20 rond, het hy ook aangegaan in Efese, en hy het die ouderlinge gevra dat hulle moet kom, en hy het vir oulaas met hulle gepraat, en hy het vir hulle gesê, ek gaan nou gebind deur die Heilige Gees na Jerusalem, en wat daar vir my wag is ek nie seker nie, behalwe dat ek weet daar wag vir my swaar tye. Ek gaan gevange geneem word, en hulle het hom om die hals geval, en hulle het bitterlik geween,
oor Paulus wat nou gevang gaan word ter wille van hulle. Dit bring net konteks en dit maak dat 'n mens half jou in Paulus se skoene inleef en jy ervaar die stryd wat hy gehad het ter wille van hierdie mense wat heidene was. Nou daardie woordjie, kyk na vers 2. Aangesien julle gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is, nou daardie woordjie bediening, die bediening van die genade wat aan my verleen is vir julle. Daardie woordjie bediening sê, God het my aangestel as huisbestuurder van hierdie verenigde huis van hom en dan in besonder onder die heidene. Petrus was in besonder die apostel vir die Jode, Paulus was in besonder apostel vir die heidene. Maar Paulus het ook vir Jode gepreek en Petrus het ook vir heidene gepreek. Verstaan nie wat ek sê as ek sê in besonder was hulle dan getaak, die een in besonder vir die heidene, die ander in besonder. So as hy sê die bediening van die genade, die huisbestuurder van hierdie huis van Jesus, dan bedoel Paulus ek moet toesien dat die Jode en heidene in die huishouding van die Here Jesus, in die gemeente van Christus, in die kerk verenig moet word tot 'n hegte eenheid. Daar is nie ruimte vir verdeeldheid in die huis van die Here Jesus nie. Ons moet hier so waak dat ons nooit ooit verdeeldheid sal duld nie. Ons moet jaloers wees op die eenheid van die gemeente. En dis wat Paulus sê, hy is aangestel, die bediening van die genade is aan hom toevertrou. En nou ja, dit moes Paulus baie moed gekos het om hierdie bediening uit te voer en dit het uiteindelik sy gevangenskap beteken. Maar ons hoor dat hy sê, ek bid dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge nie. Dis so wonderlik, daar's nie in sy hart teken van moedeloosheid nie, maar hy wil ook nie hê dat die gemeente daar in Efese en ook die in Filippi en Kolossense en almal, dat hulle nie moedeloos moet word in sy gevangenskap, in sy verdrukking wat hy deurgaan nie, ter wille van julle nie, dit is julle eer. As 'n mens die Ou Testament beskou, daar van Genesis 12 af, reg deur tot by Maleagi 4, die hele gedeelte daar, dan gaan dit oor God se handelinge met Abraham en Abraham se nageslag, Isak, Jakob en sy 12 seuns en hulle nakomelinge, die volk van God, wat later uit Egipte land, uit die slawehuis bevry is, wat in die beloofde land ingegaan het en die verskillende plekke in die beloofde land gaan betrek en bewoon het. God se heilsgeskiedenis van die Ou Testament met sy volk Israel. En wat doen die Jode toe Christus kom? In steede daarvan dat, terwyl die hele Ou Testament van hom profeteer en eintlik in die fynste besonderhede alles oor hom vooruit voorspel het en gesê het, reageer hulle vreemd. Dis vir 'n sekere groep van hulle is te goed om waar te wees. Kan dit ons Messias wees? Is dit werklik nou die Messias wat gekom het? Die een wat beloof is en die ander het so 'n drang na politieke verlossing van die Romeinse juk gehad dat hulle net eenvoudig nie. Hulle het gesê, nee, as hy ons nie van die Romeinse juk verlos nie, dan kan hy nie die Messias wees nie. En toe het hulle as volk uitgeroep, kruisig hom, weg met hom. En dit het die era van die kerk ingelei, waar Joodse weergeborenes, Joodse gereddes en heidense weergeborenes, heidense gereddes, of dit nou Xhosas of Afrikaners of Duitsers of Nederlanders of Russe of Amerikaners of dit maak nie saak uit watter bevolkingsgroep nie, almal wat weergebore is
maak deel uit van die Nuwe Testamentiese kerk van Jesus Christus. En weet ons dat God se handelinge met Israel net tydelik gestop het. Nie permanent nie. God is nie klaar met Israel nie. Hoor mooi wat sê Romeine 11 vers 25. Ek wil nie hê broeders dat julle hierdie verborgenheid, hier's nog 'n verborgenheid, en dit gaan nou oor God se handelinge in die toekoms met Israel. Ek wil nie hê dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. Hoor wat skryf Paulus? Hy sê, ek wil graag hê julle moet hierdie verborgenheid ken. Wat gaan God in die toekoms met Israel doen, sodat julle nie eie wys is nie? Het jy al agtergekom? Mense wat nie die Bybel letterlik glo nie, mense wat Romeine 11 ignoreer en sê nee, jy kan nie glo wat hier staan nie. As hulle oor Israel begin praat, dan praat hulle uit hulle eie wysheid. Dan praat hulle nie wat die woord van God oor Israel sê nie. Dan raak hulle die grootste klomp nonsens kwyt wat jy in jou lewe gehoor het. Vergewe as ek dit nou so kras sê, maar dis net hoe dit is. Sodat julle nie eie wys mag wees nie. En dan sê hy hierdie woorde, dat die verharding, en die Griekse woordjie daar is, the state or condition of complete lack of understanding, die algehele onvermoë om te verstaan, the dullness, the insensibility, hulle afgestompheid, hulle onverskilligheid, né? Gaan weer terug, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat julle kan weet dat die verharding, die verblindheid wat oor hulle gekom het, net ten dele oor Israel gekom het. Die Amplified vertaling sê, a hardening, a insensibility has temporarily befallen a part of Israel, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Ons is nou in die tyd van die kerk. Heidene word tot bekering geroep. Heidene word deur God opgeroep, en dis nou almal nie Jode, sowel as Jode, né? Word opgeroep om hulle tot Jesus te bekeer, as die enigste verlosser, as die enigste een wat jou sondes kan wegneem, en jou die ewige lewe kan gee, en wanneer 'n mens jou tot hom bekeer, dan word jy weergebore, jy ontvang die ewige lewe, en wanneer die volheid van die heidene ingegaan het, sê vers 26 van Romeine 11, en so of dan sal die hele Israel gered word. Daardie oomblik as die wederkoms plaasvind, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en hy sal die goddelooshede van Jakob afwend. Daar's mense wat glo, God is klaar met Israel. Hulle gaan nooit weer 'n kans kry nie. Dis eie wysheid, dit wat Paulus hier beskryf. Hy sê, ek wil nie hê dat julle hierdie verborgenheid nie moet wees nie. Maar nou, op hierdie moment, in die tyd waarin u en ek lewe, is die Here Jesus Christus aktief besig om vir hom 'n bruid voor te berei uit alle volke, tale, stamme en nasies. Nou praat ek eendag met 'n man, en hy sê, man, weet jy, as daai mense in die hemel gaan wees, dan wil ek nie in die hemel wees nie. Toe sê ek vir hom, vriend, jy het 'n verskriklike groot probleem, dink 'n bietjie mooi wat jy sê. Want wie van daai mense saam wie jy nie in die hemel wil wees nie? Wie van hulle gaan in die hemel wees? Die weergeborenes. Hulle wat Christus nuut gemaak het, gewas het in sy bloed, verander het, wat deel is van die bruid. Die ander deel van daai mense saam wie jy nie in die hemel wil wees nie, gaan in die hel wees. En hulle gaan bitter sleg wees.
En dan gaan jy die ewigheid saam met hulle deurbring. So jy moet maar kies. En hoe wonderlik om vanaand te weet, dat wanneer die volheid van die heidene ingegaan het, en Christus kom sy bruid haal om by hom te wees, die bruid wat hy nou vir hom bymekaar maak, elke weergebore mens is deel van die bruid van Christus. En as ek vanaand wedergeboorte sterk beklemtoon, dan is dit omdat ek in my hart die begeerte het, dat elke persoon hier teenwoordig en ook elkeen wat deur die media na hierdie boodskap luister, die sekerheid in jou hart moet hê, dat jy waarlik weergebore is. Dat jy nie op 'n valse fondament van watter aard ook al sal staan nie. Dis hoekom ek dit so beklemtoon. Moet seker wees daarvan. In die oomblik as Jesus sy bruid kom haal, dan breek die 70ste week van Daniël hoofstuk 9 vir Israel en Jerusalem aan. Nou ja, Efesiërs 3 vers 3 tot 13 is een van die mooiste verduidelikings vir hierdie interim tydperk, die tydperk van die kerk, die verborgenheid van Christus en sy kerk. Wat Paulus hier met ons deel is van onskatbare waarde. En ag, ek begeer dat as ons vanaand hier uitloop, dat u hart binne in u sal bollemakiesie slaan van opgewondenheid oor Christus en sy kerk. En dat ons elke een net nog ietsie meer sal snap en sal waardeer en in verwondering sal wees van hierdie wonderlike verborgenheid. En daarom kom ons ondersoek dit aan die hand van 4 gedagtes vanaand. In die eerste plek sien ons, die verborgenheid is geopenbaar. Efesiërs 3 vers 3. Dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Onthou jy verlede keer se preek, waar ons gepraat het oor die middelmuur van skeiding wat hy uit die weg geruim het, en waar hy Israel en heidene een gemaak het in een liggaam. So dit is die verborgenheid waarvan hy praat, waaroor hy van tevore geskryf het. En hoe het hy dit ontvang? Deur 'n openbaring. As Paulus vir die Jode sê, ek het aan die voete van Gamaliel groot geword, ek is onderrig in die letter van die wet, al die dinge daar in Handelinge 22, dan het dit gegaan oor teologiese kennis, wat hy vanuit die Ou Testament opgedoen het. Maar toe hy hom in die Here Jesus, by wyse van spreuke, vasloop op die pad na Damaskus, en die Here Jesus daar uit genade sy kosbare siel red, en hom wederbaar en van hom 'n nuwe skepsel maak, en sy hele lewe word nuut, en hy vir die Filippense skryf, ek beskou alles wat vroeër vir my so belangrik was, as drek, as vullis, sodat ek die uitnemendheid van Christus my Here, wat vir my dierbaar geword het, wat vir my bo alles belangrik is, dat ek hom as eiendom kan verkry. Dit het Paulus se hele lewe verander en het die Here Jesus persoonlik aan hom hierdie verborgenheid kom bekend maak en vir hom kom sê, Paulus, daar's nou een nuwe liggaam in Christus vir hierdie interim tydperk. Hierdie dispensasie van genade, die dispensasie van die kerk. Hierdie tydperk gaan ten einde kom wanneer Jesus sy bruid kom haal en dan begin die profetiese horlosie weer vir Israel te loop, né? So ons moet dit net die heeltyd, ek kom terug daarna want ek wil net hê ons moet die heeltyd verstaan waaroor gaan dit hier. So terwyl Paulus baie by Gamaliel geleer het, baie kennis aan sy voete opgedoen het, is hierdie verborgenheid nie daar aan hom geopenbaar nie, maar persoonlik deur die Here Jesus.
Ons het nie hier te doen met boekekennis nie. Ons het nie hier te doen met dinge wat Paulus aan een of ander universiteit bestudeer het, as daar nou so iets was daai tyd. Dis nie dinge wat hy met sy eie verstand uitgeredeneer het en tot hierdie gevolgtrekking gekom het nie. Dis nie een of ander filosofie wat Paulus hier besig het nie. Nee, God self het dit uit sy hart aan Paulus geopenbaar. Vir Paulus kom sê, Paulus, daar gaan nou 'n splinter nuwe familie op aarde geplant word. Die gesin van Christus, die kerk van Christus, die gemeente van Christus. Die Here self het dit aan hom geopenbaar. Ons is nie seker waar of hoe Paulus hierdie openbaring ontvang het nie, maar dis ook nie belangrik nie. Dis nie waaroor ons vanaand met mekaar wil praat nie. Wat ons weet is dat Paulus hierdie kennis uit God se hart deur 'n direkte openbaring ontvang het. Vandag is die openbarings verby, né? Daar's nie meer 'n ding soos nuwe openbaringskennis, soos die Word of Faith movement. Ou Benny hier staan aan die kansel, hy sê die Here het nou net vir my gesê, julle moet vanaand elkeen R1000 gee. Dis new revelation knowledge. En as jy nou vanaand met die regte hart R1000 gee, dan gaan die Here jou ryklik seën. So, die enigste ou wie se bankrekening al voller word, is syne. Arme ander mense word uitgevang. So, Hebreërs sê, nadat God in die ou tyd op verskillende maniere met ons gepraat het, praat hy in hierdie laaste dae met ons deur sy seun. Hier is God se volmaakte openbaring, ons het dit, dis opgeteken, die apostels was die laaste mense wat nuwe openbaringskennis van God ontvang het. Ons ontvang dit nie meer nie. Dis baie belangrik om dit raak te sien. Maar hierdie openbaring wat Paulus ontvang het oor die gemeente, oor die kerk, oor die liggaam van Christus, het sy bediening en sy lewe radikaal gevorm, wil ek amper sê. Dit het hom met 'n nuwe oorgawe, wil ek amper sê, het Paulus dit omhels. Nee, hierdie nuwe kennis wat die Here aan hom gegee het. Hy het dit met ywer verkondig. Dink net weer terug in Handelinge 22, toe hy dit vir die Jode sê, toe wil hulle hom kruisig, toe is hulle kwaad, hulle is boos. Hoe kan jy nou kom en sê, God het nou so 'n nuwe liggaam daar kom stel? Paulus het sy lewe aan hierdie kennis, aan hierdie openbaring wat God aan hom gegee het, van Christus en sy kerk. Hy het sy lewe daaraan gewy. En hy het uiteindelik sy lewe hiervoor verloor. Hy's onthoof. Vanuit die tronk in Rome, sê die geskiedenis vir ons, is Paulus onthoof. Hoe wonderlik dat u en ek ook vandag kan weet, as ons met die Here wandel, dan maak hy sy woord in ons harte lewendig. Woensdagoggend en aand het Gawie se getuienis oor hulle nuutgebore babietjie en hoe die Here met hom en sy vroutjie 'n pad geloop het, my so in die hart getref. Vir die wete hoe God sy woord in hulle harte lewendig gemaak het. As jy met die Here wandel, dan is hierdie boek nie 'n antieke geskrif wat daar lê en dit bly alles die hele tyd ver van jou af nie. Hierdie boek begin in jou hart lewe, soos Paulus dit ook hier sê, die verborgenheid is geopenbaar. Die Gees van God openbaar die diep waarhede van die skrif aan die kind van God wat in nederigheid verskoon met die Here wandel. Ekskuus tog. Die woord moenie by ons verstand stop nie. Dit moet by ons harte uitkom. Daar waar die Gees dit lewendig maak, waar die Gees die waarhede aan jou openbaar en jy net tot die wonderlike besef kom. So hierdie verborgenheid is aan Paulus geopenbaar. Maar die tweede ding, Paulus wou nie hierdie verborgenheid en dit wat die Here nou aan hom geopenbaar het,
net vir homself gehou het nie. Hy was nie die persoon wat gesê het, "Joe, ek het nou die wonderlikste openbaring van Christus ontvang oor die gemeente en alles. En nou gaan ek myself in 'n huis toesluit, ek gaan al die vensters toemaak, niemand mag dit weet nie, net ek en die Here." Luister wat skryf hy, die verborgenheid wou Paulus ook hê, moes verstaan word. Dit is geopenbaar, maar hy wou hê, dit moet verstaan word. In vers 4 sê hy, waardeur julle, as julle dit lees, hier's 'n duidelike aanduiding dat ons kennis vanuit die skrif ontvang, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Broers en susters, sê Paulus, ek wil hê dat julle hierdie verborgenheid van Christus en sy kerk net so goed moet begryp, net so goed moet verstaan, soos ek dit verstaan. Dit moet vir julle net soveel beteken as wat dit vir my beteken het. Dit moet julle lewens net soveel raak en verander as wat dit my lewe geraak en verander het. Ja, Paulus was nie tevrede om hierdie insig alleen vir homself te hou nie. Hy wou hê dat die gemeente dit moet verstaan. Die Here wil hê ons moet dit ook vanaand begryp en verstaan. Hoe groot en hoe diep en hoe wonderbaar hierdie geheim is, dat God deur sy genade mense uit elke volk en taal en stam en nasie oor die hele aardbol heen op verskillende tye, op verskillende maniere by die woord van God uitbring, en dat mense die roepstem van die Here Jesus hoor en tot 'n besef van hulle sondigheid en hulle verlorenheid kom en hulle tot Christus bekeer en die wedergeboorte deelagtig raak. Kan nie dink dit gebeur oral oor die aarde. Ariane Baan vertel, toe hulle die eerste konferensie in Nederland hou, dis meer as 20 jaar gelede, het hy en Dominee Etienne Marits, wat in Koppies NG kerkpredikant was, 'n konferensie gehou vir jong mense. En daar daag 1400 jong mense die naweek op vir hierdie konferensie. Hulle daardie nag, dwars deur die nag, jong mense gehelp om Jesus as hulle saligmaker te vind. Dwars deur die nag. Dit het aangegaan die hele Saterdag aan, die hele Sondag. 'n magtige beweging van God onder die jong mense van Nederland wat daardie naweek begin het. Is dit nie aangrypend nie? En weet jy, as jy by hulle kom en jy praat met hulle en hulle begin getuig wat Jesus vir hulle gedoen het, dan is dit presies dit wat hy vir my gedoen het. En vir elke ander kind van God wat weergebore is. Dit verskil nêrens. Jy kan enige plek op die aarde heen gaan. Uit elke volk en taal en stam vergader die Here Jesus vir hom een liggaam. Een enkele liggaam, die liggaam van Christus. Deur die waarheid van die evangelie. En wanneer ons hierdie ding insien en verstaan, soos Paulus hier sê, ek wil hê dat julle die diep insig wat my meegedeel is, saam met my moet verstaan. En wanneer 'n mens dit verstaan, dan kyk jy anders na jouself, jy kyk anders na ander kinders van die Here, jy kyk anders na die wêreld waarin ons leef, en jy kyk ook anders na die kerk van die Here Jesus, waarvan ons almal deel geraak het. O, hoe wonderlik is dit nie vanaand om hierdie absolute aangrypende waarheid te kan ken nie. Verstaan ons vanaand hoe kosbaar die gemeente van Christus is. Hierdie is nie 'n sosiale klub nie, waar ek besluit het ek wil lidmaatskap van die klub kry.
En ek wil by die klub aansluit en ek betaal elke maand my ledefooie en nou moet ek die voorregte geniet van 'n klublid. Dis nie wat die gemeente is nie. Die gemeente is die liggaam van die Here Jesus. Dis daardie gebou wat bestaan uit lewende stene. Dis die bruid van Christus. 'n wêreldwye liggaam. En wat sê dit vir u en vir my? As ons deel is van die liggaam, durf ons toeskouers wees, wat hier van die paviljoene af die gemeente staan en bekyk. Sê, yes, dis al wonderlik, hè? Soos die rugbywedstryde waarna ons kyk. Nee, ons is deel, ons moet meeleef, jy moet jou plek in die liggaam vind en jy moet hom vol staan. Dis die wil van die Here. En dit bring ons in die derde plek by die inhoud van die verborgenheid. En hier is so 3 subgedagtetjies. Ons is mede-erfgename. Nou ons het by die vorige preek, het ons bietjie verwys na die ding van erfgename, maar kom ons kyk, wat sê vers 5 en 6? Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is, deur die Gees, naamlik, dat die heidene mede-erfgename van God geword het. Wat 'n aangrypende gedagte. Ons is nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ons is nie loseerders nie. Ons is mede-erfgename in hierdie liggaam. Ons deel gelyk op in die erfdeel wat daar in Christus vir ons is. Luister wat sê Romeine 8 vers 15 tot 17. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, as jy weergebore is nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader, ons Vader. Die Gees self getuig met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Ons wat eens ver was, ongered, in sonde verlore, sonder God, sonder hoop, op pad na 'n verdoemenis, deel nou in dieselfde erfenis, saam met Christus. Dan het jy naby gekom, né? Dan het jy bitter naby gekom. Ons is medelede van sy liggaam. Ons gaan aan. Daar het gestaan wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan die apostels en profetes geopenbaar is, naamlik dat ons mede-erfgename van die heidene is, en dan ook medelede van die liggaam van Christus. Broers en susters, ons is nie vanaand losstaande individue wat niks met mekaar te doen kan hê of wil hê nie. Ons is lede van dieselfde liggaam. Hierdie pinkie kan nie vir hierdie oor sê, ek het niks met jou te doen nie. Hulle is albei deel van dieselfde liggaam. Hulle behoort aan mekaar. En op die manier behoort die liggaam van Christus, elke lid afsonderlik ook aan mekaar. Een of ander tyd sal ons moet 'n boodskap bring oor die wonder van die liggaam van Christus en my deel daarin. Christus die hoof en elke kind van God 'n besondere plekkie in die liggaam. Besondere plekkie. 'n taak, 'n bydrae om te lewer. Afgesonder van die gemeente te leef is om jouself
'n lewe van die liggaam te ontneem. So goed of ek kap my pinkie af en ek gooi hom in die asblik. Hy het niks meer met die liggaam te doen nie. Of enige ander lid. En ons is dan ook in die derde plek mede-deelgenote aan die belofte. Die derde deel van vers 7. En mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Het jy al 'n bietjie gedink hoeveel belofte hou die evangelie vir ons in? En ons het deel aan hierdie beloftes. Elke belofte wat in die evangelie opgeteken is. As die Here sê, ek het jou so vergewe dat ek jou sondes van jou weggeneem het, so ver soos die ooste van die weste, dan het jy 'n mede-deelgenoot geraak aan daardie belofte. Jy deel aan die belofte van vergifnis, as jy deel is van die liggaam. Jy het deel aan die verlossing, waarvan ons in Efesiërs, is dit 1 vers 7, gehoor het, naamlik die verlossing, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Ons het deel aan die krag waarvan ons gehoor het, terwyl ons met hierdie boodskappe besigheid. Daardie krag, dieselfde krag wat God Christus uit die dood mee opgewek het, ons het deel daaraan. Dis 'n belofte waarvan ons deelgenote is. Ons het deel aan wonderlike heling, wat Christus alleen vir 'n mens kan bring. Ons het deel aan die vrede, wat daar vir ons in Christus is. Ons het deel aan die ewige lewe, en ek kan glo ek tot 12 uur vanaand beloftes opnoem, waarvan ons deelgenote geword. Want ons behoort aan Christus. En omdat ons aan hom behoort, is die inhoud van hierdie verborgenheid dat ons mede-erfgename is, medelede van sy liggaam, mede-deelgenote van die belofte. In die vierde gedagte, wat is die doel van die verborgenheid van Christus en sy kerk? Vers 10 sê, sodat nou, jy moet nou fyn oplet asseblief, hier is iets werklik wonderlik. Sodat nou, deur die gemeente, kom ek vra net gou, dat ek net seker maak, almal het mooi verstaan, deur wie? Die gemeente, hoor u? Sodat nou, deur die gemeente, aan die owerhede en magte in die hemele, wie's hulle? Die engele van God. Sodat nou, deur die gemeente, aan die engele van God, die owerhede en magte in die hemele, hoor mooi, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. God se plan met die kerk is nie net om ons te red en dan gaan ons hemel toe nie, maar om deur die gemeente sy menigvuldige wysheid selfs aan die engele te openbaar. Wanneer die engele sien wat God in die hart en lewe van 'n sondaar doen, deur wedergeboorte en redding en vergifnis van sondes, en hoe daar 'n liggaam tot stand kom, 'n familie tot stand kom, dan staan die engele verstom oor die menigvuldige wysheid van God. Dit is verskriklik wonderlik. Dis 'n aangrypende gedagte. Die kerk is met ander woorde amper soos 'n leerskool, waarin die engele van die Here God se wysheid aanskou. Dis hoekom ons kerk moet wees soos die Here wil hê ons moet kerk wees. Nie soos ons wil hê, soos ons dink dit moet wees nie. Hulle sien, die engele sien hoe Christus sondaars verander. Die engele sien hoe Christus vrede bring tussen verskillende mense van verskillende rasse en groeperinge. Hulle sien hoe sy heerlikheid deur 'n gebroke maar 'n verloste liggaam, die gemeente van God, geopenbaar word. As God deur die kerk van Christus werk,
dan raak die engele bewus van die menigvuldige wysheid van God. Kom ons kyk ook net na verse 11 tot 13. Dit alles is volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here. Hierdie plan van God, die plan van 'n kerk, die plan van 'n liggaam, van 'n familie, is nie 'n nuwe idee nie. Dit is eeue lank in God se hart. Dit is nou geopenbaar dat ons dit kan weet. In wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur geloof in hom. Omdat ons deel is van hierdie familie, deel van hierdie liggaam, het ons vrymoedigheid met die Here, soos kleinkinders met oupa en ouma. Dis die grootste vrymoedigheid, veral as pa en ma nie naby is nie. Ek sien as my seun hulle naby is, dan sal die klein goed net so 'n bietjie iets vra. Maar hulle die grootste vrymoedigheid met oupa en ouma. Dis die vrymoedigheid wat ons het. Natuurlik moet oupa en ouma hulle nie stout maak nie, nee, dit is nie wat ek bedoel nie, maar dis wonderlik dat hulle vrymoedigheid met ons het. Hulle sê enigiets vra en hulle sal nee ook vat vir 'n antwoord. Maar ons het nie net vrymoedigheid nie. Ons het ook die toegang met vertroue. Toegang tot die hemeltroon, toegang tot die troon van genade, toegang tot die direkte teenwoordigheid van God deur Christus Jesus. Onthou u nog Hebreërs, ons groot hoëpriester. Deur die geloof in hom. So wonderlik. Ons kan met vrymoedigheid leef, ons kan met vrymoedigheid die Here dien, met mekaar dien, ons kan met vrymoedigheid ons plekkie in hierdie liggaam kom vol staan. Weet jy wat, ons kan met vrymoedigheid van mekaar verskil. Ons hoef nie oor alles saam te stem nie. En dan leer ons om mekaar te verdra en te vergewe, soos Christus ons vergewe het, né? Ons leer om mekaar se laste te dra in die gemeente. Ons leer om vir mekaar te bid. Ons leer dat ons mekaar mense is. Ons het vrymoedigheid met mekaar. Dit moet so wees. En dan vers 13 sluit hy af en hy sê, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Liewe, hy sê vir die gemeente, liewe boeties en sissies in Christus, julle wat saam met my deel is van hierdie unieke liggaam, ek 'n Jood, 'n oud fariseer, julle heidene, maar ons is een in Christus. Julle moet nie moedeloos word as julle dink ek sit in die tronk vir julle nie. Nee, laat dit julle vrymoedigheid nog meer maak. Dit moet julle moet vervul word met verwondering oor God. Hierdie plan is 'n wonderlike plan wat ons vanaand gesien het. Nou ja, die verborgenheid van Christus is nie meer 'n geheim wat in die duisternis lê nie. Dis geopenbaar. Hier sit ons vanaand as 'n deeltjie van die liggaam van Christus. 'n Heerlike openbaring wat ek wil sê wat in die lig van Golgotha helder skitter. Ons is gekoop met sy kosbare bloed. God het dit aan ons bekend gemaak dat ons saam deel het aan Christus. Dit is vir my altyd so wonderlik as ek met my Nederlandse kollegas kommunikeer per e-pos. Dan antwoord hulle altyd en onderaan hulle e-pos staan daar altyd in Christus verbonde. Is dit nie mooi nie? Deel van dieselfde liggaam. En dit beteken nie ons verstaan en glo dieselfde leerstellings net nie. Dit beteken ons glo dit wat Christus vir ons gedoen het saam. Ons omhels dit. Ons lewe saam vir hom. Ons lewens is saam op die altaar vir die Here. Mag ons, soos Paulus met verwondering buig,
en sê daar in hoofstuk 3 vers 20 dat as die Here vertoef om te kom, ons seker volgende Sondag aand sal hanteer. Ja, die 16de volgende Sondag. Dan maak ons vir die jaar klaar met Efese. Dit is eintlik 'n wonderlike plek om klaar te maak, want dan is ons klaar met die leerstellige gedeelte. In die nuwe jaar begin ons met die praktiese deel, hoofstuk 4 vers 1, wandel dan. Maar ons sal nou volgende week terugkom na vers 20 en 21 toe, maar ek wil dit net vanaand lees en daarmee gaan ek afsluit. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot die waar ons vanaand sit, tot in ewigheid. Amen. Baie dankie. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir die wonder van u woord en baie dankie vir hierdie verborgenheid van Christus en sy kerk, wat vanaand baie duidelik uit die woord, uit Paulus se pen aan ons voorgehou is. Here, baie dankie dat u met lippe van klei hierdie diep waarhede in ons harte kan kom bevestig. En ek wil maar net bid waar my tong te kort is en ek nie werklik in staat is om oor hierdie dieptes te kan praat nie, dat u Heilige Gees dit in ons harte aan elkeen sal openbaar. Kom vervul ons vanaand met 'n nuwe verwondering oor u. Here, baie dankie vir die gemeente. Dankie dat die gemeente uit u hart gebore is. En as ons dink aan die gemeente, dan bestaan dit, die eklesia, uit elke persoon oor die lengte en breedte van die aardbol, ongeag watter taal hy of sy praat, ongeag watter bevolkingsgroep hy of sy uitkom, aan hierdie kosbare, heerlike, wonderlike liggaam, waarin ons vrymoedigheid het, en waarin ons toegang verleen is tot die troon van God. Ons eer u, Here, vir die wonders van u woord, om Jesus ontwil. Amen.